Goeiedag vriende, baie hartlik welkom by hierdie digitale erediens van Lux Mundi. Ons is die eerste naweek van Oktober, hierdie pragtige maand in die jaar. Die jacarandas is besig om voluit te bloei en die volgende paar dae gaan hulle pragtig wees. Mag dit ons herinner daaraan dat dit die mooiste maand is en van God se nuwe werk. Die eerste lente reentjie het opgeval. Dat die Here vir ons dalk in hierdie kort vakansiebreek net 'n bietjie blaaskans sal gee en dat hy 'n vars en 'n nuwe werk in ons lewens wil doen. En wat 'n voorreg is dit dat die seisoene ook vir ons kan help rondom ook seisoene in ons lewens. Ek wonder watter seisoen jy op die oomblik in jou lewe is. Dalk is dit 'n bietjie is dit nog 'n herfs, dalk is dit 'n winterseisoen. Dalk is dit lente. Dat die Here besig is met nuwe goed. Dalk is jy op 'n baie goeie plek en jy beleef die vrugte van die somerseisoen. Maar mag hierdie diens deel wees van die Here se werk en sy reis ook in jou lewe. Ons kyk terug na 'n opwindende kwartaal in die gemeente wat ons die Here baie dankbaar oor is. Ons het aan die begin van die kwartaal bazaar gehou. Dit voel sommer baie lank terug. Daarna het ons 'n veldtog gehou. Waag oor grense wat opwindend was, opwindende temas wat ons 'n bietjie uitgedaag het. 'n Bietjie om anders te dink oor die evangelie en toe het ons uitreik na Oorigstad toe gehad. En ons het ook 'n graad 4 tot 7 kamp gehad. En ons het nou verlede week 'n pragtige senior funksie afsluiting gehad met Amira Willenhagen wat kom optree het. Fenominale optrede van haar, opwindende goed wat gebeur het. En ons gaan nou 'n bietjie blaaskans vat en dan vat ons weer die laaste kwartaal. Die laaste kwartaal se tema is fokus helder. Hoe kan 'n mens hier in die laaste kwartaal wat vinnig is, kort is voor Desember, hoe kan ons nog steeds helder fokus? Kom ons fokus dan ook op hierdie boodskap van die oggend wat gaan oor ons sluit aan by die tema van 'n gemeente, 'n familie wat koning Jesus volg, leef in ritme met die lewende God. En ons gaan praat oor 'n paar temas, ons het nou al 2 daarvan gehad, en vandag se tema is, wie is hierdie geloofsfamilie wat in ritme met die Here lewe? En kom ons dink en gesels bietjie daaroor, kom ons bid, ons vra vir die Here as ons sy woord lees, dink oor sy woord, dat dit vir ons sal aanspreek, en dat die Gees van God daardeur die digitale medium met ons elkeen sal werk. Kom ons praat met die Here. Here, baie dankie dat U vir ons gedra het, Here, vol en intense 3de kwartaal. Here, ons loof U vir U getrouheid in die gemeente. Dankie vir 'n geseënde bazaar, dankie vir 'n veldtog wat vir ons gehelp het om bietjie buite ons gemaksone te dink en ook te waag oor grense. Baie dankie vir Oorigstad uitreik, dat ons daar in Oorigstad kon gaan ook U liefde uitdeel en uitreik na mense in arme omstandighede. Dankie vir die graad 4 tot 7 kamp, wat kinders van die gemeente en ook maats wat saamgenooi is kon bedien word. Dankie vir al die volwassenes wat betrokke was daarby. Dankie Here ook vir die al die bedieninge van die gemeente. Vir 'n klomp medewerkers wat betrokke was daarbey. Dankie vir ons algemene jaarvergadering wat ons kon hoor van die kosbare werk wat in die gemeenskap gedoen word deur 'n klomp projekte en 'n klomp medewerkers. Dankie vir almal wat hierdie afgelope kwartaal meelewend betrokke was. Wat eredienste bygewoon het, wat gedien het. Dankie ook vir almal wat digitaal meegeleef het. Here, ons loof U daarvoor en ons bid dat U vir ons 'n goeie blaaskans sal gee. Ook ons skooliere, dat hulle ook 'n rustyd sal kry en dat ons met vars nuwe krag sal terugkom vir die kort laaste kwartaal. Ook vir die kinders en die studente wat kort na die nuwe kwartaal eksamens gaan skryf, die ook vir hulle sal help en seën. En Here, ons gebed is waar ons gaan luister uit U woord
en nadink en praat oor die woord, dat dit vir ons regtig tot seën sal wees. Here, ons wil net in U teenwoordigheid wees. Ons wil oop wees om dit te hoor wat U self op U hart vir ons het. Gee ons oop en ontvanklike harte daarvoor. Ons bid ook vir mense wat hierdie afgelope kwartaal swaar gekry het, baie ontwrigtings beleef het, uitdagings, beproewings ervaar het. Ons bid, Here, dat U ook vir hulle sal bystaan en ook uitkoms sal gee in hulle lewe. En Here, dat hierdie blaaskans ook vir hulle sal help en sal seën. Dankie dat ons lewende getuies kan wees in die gemeenskap en in die wêreld. En ons bid oral in die wêreld met baie uitdagings, baie Christene wat ly, Christene wat vasgevang is en mense wat vasgevang is in oorlog getuisterde omgewings. Ag Here, ons bid tog vir vrede. Ons bid vir mense wat daar in die oorlog in Oekraïne geweldige lyding beleef. Mense wat op die oorlogsveld onnodig sterf. Ons bid vir Gaza en daai geweldige lyding wat daar plaasvind, dat U ook daar in die groot genade vrede en uitkoms gee, sodat die lyding van mense, Here, sal ophou. Ons bid ook vir ons broers en susters wat vasgevang is in sulke situasies. Ons bid vir baie Christene in Afrika wat vervolg word omdat hulle die Here Jesus bely, wat sterf vir hulle geloof. Ook ander plekke in die wêreld. Here, ons bid ook vir hulle vir genade en vir uitkoms. Dankie dat ons dit alles kan vra en kan bid in die Here Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan lees uit Handelinge en Handelinge, hierdie pragtige boek wat vertel na die opvolg van Lukas wat praat oor die boodskap van Jesus, en dan Handelinge wat die verhaal verder vat, wat vertel die verhaal van die vroeë kerk en hoe die werk van die verhoogde Christus voortgesit word deur die vroeë kerk, en hoe die Heilige Gees hulle toerus en die opgestane Here die werklikheid van die opstanding vir hulle inspireer en die Gees hulle toerus en hulle die vrymoedigheid gee en hoe die evangelie oor grense beweeg. En dis 'n geweldige belangrike agtergrond vir die verstaan van Handelinge. Ons gaan ook so 'n paar verse lees uit Galasiërs wat ook vir ons toepaslik is oor die gedeelte. Handelinge 10 se agtergrond is Handelinge 9 is waar Paulus tot bekering gekom het. Handelinge 10 is die visioen wat Petrus gekry het van die doek wat sak uit die hemel uit, die klomp diere wat daar is, en die Here sê vir hom, slag en eet. Hy sê, nee Here, nee, ek kan nie. Ek kan nie eet wat onrein is nie. En dan die Here wat dit 3 keer laat gebeur, wat 'n baie belangrike simboliese betekenis is, en dan gaan die doek op. En dan kom Cornelius, wat die Jood, wat nie 'n Jood is nie, maar wat die Joodse geloof aanvaar het en 'n godvreesende man is, wat bid tot die Here en baie liefdadigheid doen. 'n Paar plekke word genoem van sy gebede en sy liefdadigheid, wat die Here raak gesien het. En die Here wat dan nou ook vir hom 'n visioen gee, dat hy Petrus moet laat haal, en Petrus wat die visioen kry, hy moet na Cornelius toe gaan, en dan gebeur hierdie gebeure, dat hy na Cornelius se huis toe gaan, en daar by Cornelius se huis sit hy en sy mense gereed, om te hoor wat Petrus vir hulle sê. Nou as ons nou lees in Handelinge 10, vers 28, wat belangrik is vir die agtergrond, wat Petrus sê vir hulle, julle weet, dat dit vir 'n Joodse man verbode is, om met iemand van 'n ander volk te assosieer, of hom te besoek. God het egter aan my getoon, dat ek geen mens as besoedel, of onrein mag beskou nie. Dis 'n baie belangrike agtergrond hierdie. Die Jode
mag nie met ander volke omgegaan het nie. En hier word grensverskuivende gebeure wat hier plaasvind. En Peter sit met hierdie raamwerk en hier gebeur goed wat glad nie in sy godsdienstige raamwerk inpas nie. En dan is hy nou daar by Kornelius, en dan staan daar vers 33, ek het toe onmiddellik mense na u gestuur, en dit is goed dat u gekom het, dis nou Kornelius wat Petrus laat haal het, hy sê, dit is goed dat u gekom het, hier is ons nou almal in die teenwoordigheid van God aanwesig, om alles te hoor, wat deur die Here aan u opgedra is. So, daai mense sit daar gereed, om te hoor wat die Here vir hulle wil sê. Ja, gaan dit nie fantasties wees, as ons almal gereed sit, by eredienste en ons stilte tye, gereed sit om te hoor, wat die Here vir ons sê, wat hy vir mense gegee het om vir ons te sê, om ons te seën. En dan vers 34, Petrus toespraak by Kornelius, Petrus het toe begin praat en gesê, ek besef nou werklik, baie belangrik, ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie. Hy sê hier in die teenwoordigheid van hierdie nie-Jode. Maar dat mense wat ontzag vir hom het, en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir hom aanvaarbaar is. Dit is die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe hy die evangelie van vrede, wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het. Hy is die Here van almal. En dan vertel hy iets van die Joodse verhaal, van Jesus wat gekom het, en dan die Heilige Gees wat vir Jesus toegerus het, met krag gesalf het, en dan hulle wat getuies is, en ons wat getuies is daarvan, en dan vertel hy die res van die verhaal, en dan aan die einde daarvan, terwyl hy nog praat, dan kom die Heilige Gees op hierdie heidene, en daar gebeur fenomenale goed. En die feit dat die Heilige Gees op heidene kom, hy aan volke kom, is totaal, is buite Petrus se verwysingsraamwerk. En hier gebeur iets wat vir Petrus geweldig aanspreek. En as ons gaan natuurlik na Galasiërs toe, waar Paulus aan die woord is hier, en dan sê hy in Galasiërs 3 vers 26, die opskrif is, gelowiges as kinders en erfgename van God, want deur die geloof is julle almal kinders van God, in Christus Jesus. Daai almal gaan ons nou hoor, want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek, en hier word die doop van gepraat, in Christus gedoop is. Daar is nie meer Jood of Griek, ander woorde Jood of ander volke nie, want die term Griek is verwys na ander volke. Daar is nie meer 'n slaaf of 'n vryman nie. Met ander woorde, daar is nie meer 'n werkgewer en 'n werknemer en 'n baas en 'n klaas nie. Daar is nie meer manlik en vroulik nie. Dit beteken mense se man of vroulike geslag, daar word nie meer gediskrimineer of jy 'n man of 'n vrou is nie. Want julle is een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle nageslag van Abraham en ooreenkomstig die belofte erfgename. Almal is kinders van Abraham, erfgename van Abraham. Dis 'n fenominale vervulling van die profesie, dat die Here vir Abraham toe geroep het gesê, ek seën jou, maar in jou gaan al die nasies van die aarde geseën wees. Pragtige gedeelte wat in Paulus, dat die nuwe werklikheid in Christus van gepraat word, en die implikasies van die nuwe werklikheid. Nou vriende, as ons praat oor hierdie tema, wie leef in ritme in God, dan is dit belangrik om te praat oor, wie is die mense dan nou, wat saam Jesus volg, en saam in ritme met die lewende God leef. Want dan kan ons nou ook die vraag vra, en dit kom voor in die boodskap en die message vertaling van die gedeelte,
Het God dan nou witbroodjies, mense wat hy voortrek in die proses? Want sommige mense het destyds gedink die Jode word deur God voorgetrek, en daar selfs vandag nog mense wat dink die Jode en Israel, die nasionalistiese Jode, hulle word voorgetrek deur God. En net sekere mense is so bietjie in 'n bevoordeelde posisie en is 'n bietjie God se witbroodjies. Dit kan wees die Jode wat ons aan dink, dit kan wees die Engelse kan dalk dink, is die Engelse, of die Afrikaners kan dalk dink, is die Afrikaners, hulle het 'n spesiale roeping in Afrika en dit gaan oor hulle. En dit het gebeur dat mense so gedink het. Maar dit is belangrik om in Handelinge hierdie vloei van die evangelie te verstaan. Dat in Handelinge was dit krities dat die tema van Lukas, dat Jesus gekom het en God se liefde universeel is en dat Jesus vir almal gekom het, dat dit voortgaan in Handelinge en dat die Heilige Gees uitgestort is, en daar waar die disippels nog sê, maar is dit nou die tyd wat hierdie koninkryk vir Israel gaan oprig? Is dit nou die tyd wat jy nou vir Israel iets besonders gaan doen? Dan sê die Here vir hulle, dis nie vir julle om die tyd en die plek te weet nie. Soos ons sommer dink aan die voorspellings van die wederkoms. Dis nie vir ons om God se oorlosie te probeer agterkom nie. Maar die Heilige Gees sal oor julle kom. En die Heilige Gees sal vir julle getuies maak. En julle sal getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. En hierdie Handelinge se vloei gaan daaroor dat die liefde van God en die goeie nuus van Jesus wat gekruisig is, maar wat die opgestane Here is, hy is die opgestane gekruisigde. Hierdie boodskap moet oor alle grense gaan. En Handelinge is die boek wat vertel van hoe die evangelie oor geografiese grense gaan, maar ook oor kulturele grense gaan, ook oor taalgrense gaan, sodat die evangelie na almal toe gaan. Dit was krities vir die koninkryksplan van God. Want God het van die begin af die hele wêreld in gedagte, al die nasies in gedagte. En hy kies mense wat hy seën en gebruik om by die nasies uit te kom, om almal te seën. En dit in Handelinge is geweldig belangrik dat die evangelie oor grense heen gaan. En dit daarom dat mense wat Jesus volg waag oor grense. En daarom sien ons in hierdie gedeelte in Handelinge 9 sien ons Paulus se bekering. Dan sien ons in Handelinge 10 die visioen aan Petrus en Kornelius se bekering en sy mense. Maar ten diepste gaan dit ook oor Petrus se bekering. Petrus die leier apostel moes 'n bekering ondergaan oor sy verstaan van vir wie die evangelie almal is. En dit is maar wat voortdurend ook in die kerk moet gebeur. Dat ons as Christene natuurlik tot bekering kom as ons die Here Jesus aanvaar, maar dat ons voortdurend nuwe bekerings beleef, nuwe goed ontdek, nuwe goed verstaan, wat jy net nie weer dieselfde kan wees as wat jy was nie. En dit het met Petrus hier gebeur. Hy het dat iets in hom gebeur, hy het 'n paradigma skuif ondergaan deur die visioen wat hy gekry het en deur sy ervaring daar by Kornelius hulle. En dit was 'n oorgang waar sy kop en sy hart geswaai het en waar hy net nie weer dieselfde kon wees nie. Prakties gaan dit daaroor die evangelie. Dit gaan nie daaroor of jy nou populêr is of nie populêr is, of jy die ineen is of nie die ineen is nie. Of jy nou ryk of jy arm is, of jy watter sosiale posisie beklee, of jy die skoonmaker is, of die CEO van die maatskappy is. Wat jou posisie ook al is, wat jou taal ook al is, wat jou volksgroep ook al is, wat jou afkoms ook al is, of jy man of jy vrou is, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor dat Jesus Christus die Here is
en dat hy die Here van almal is. En daai term in vers 36, hy is die Here van almal, is 'n kritiese vers in hierdie gedeelte. Om dit te besef, ons is tog maar so geneig om ons geloof en die Here maar vir onsself op te eis en onbewustelik of bewustelik dink, dit gaan nou maar oor ons of oor my. En nie besef, dit gaan vir die Here oor almal. Hy is die Here oor alles. Hy is die Here oor alles in jou lewe, maar hy is ook die Here oor almal. Nie net in ons gemeente nie, in die hele wêreld. Oor almal. En hy wil hê almal moet hom ontdek en sy heerskappy aanvaar. En as jy die Here Jesus aanvaar as die Here, dan is hy die Here oor alles in jou lewe, en jy weet, hy is die Here van almal. En hy trek nie mense voor nie. En dan sê, daai almal beteken, as ons Galasiërs bytrek, almal wat in Christus is, wat die Here Jesus aanvaar het, almal is kinders van God. Almal is een in Christus. Almal is erfgename van God. Almal is kinders van Abraham. Ons is almal kinders van Abraham. Nie net mense wat in die bloedlyn van Abraham deurgaan nie, want dit gaan nou hier oor die bloed van Christus. Deur die bloed van Christus in die geloof is ons kinders van Abraham. Ons kan met groot vrymoedigheid sê, ons is kinders van Abraham. Daai kinderliedjie wat gesing word, Vader Abraham. Omdat ons deur die Here Jesus is ons die deel van die nasies en die vervulling van die profesie van die nasies wat daai belofte in vervulling gegaan het. Almal is gelyk voor die Here. Almal wat die Here Jesus aanvaar, ontvang die Heilige Gees. Almal is getuies. Persoonlik, maar veral saam. Dis krities deel van ons getuienis dat ons hierdie werklikheid aanvaar. Want as ons met 'n voorveronderstelling werk, sekere mense is witbroodjies en voorkeurposisies, dan polariseer dit die kerk, polariseer dit gelowiges en is dit baie sleg vir die geloofwaardigheid van ons getuienis. En ons eenheid is nie in ons politieke standpunte of selfs in ons teologiese standpunte oor die doop of oor hoe die wederkoms gaan plaasvind of oor sekere sake nie. Dit gaan oor Christus. Die eenheid is in Christus. In die breë kerk stem oor waarskynlik 95% van die goed saam en dan is daar aksentverskille en verskillende persepsies en interpretasies. En ons is geneig om te fokus op die klein verskille. In Christus is ons een, gelyk voor die Here. En dit is ons getuienis. Ek het 'n pragtige verhaal gehoor van 'n dominee wat sendingwerk gedoen het, jare terug, toe apartheid nog deel van die werklikheid was. En hy was op kamp gewees van die destydse NG Kerk in Afrika. En daar was tragies badkamers gewees vir net blankes en badkamers gewees vir nie blankes. En tragies genoeg het die sendelinge wat daar gekom het wat wit was, het die badkamers vir die blankes gebruik. En hierdie dominee wat daar gekom het hierdie insig verstaan. En hy het die badkamers gebruik, saam met die mense wat daar op die kamp was, wat almal Afrika mense was, swart mense was. En hy het saam met hulle dieselfde badkamer gebruik en gaan stort. En dit het tot 'n herlewing op daai kampterrein gelei. Want hulle het gesê, dis die eerste een wat ons regtig aanvaar. Wat die evangelie wat hy verkondig regtig leef. As ons wil hê mense moet die Here aanvaar, dan moet ons ook die Here wat hulle aanvaar weerspieël deur alle mense te aanvaar
En veral hulle wat die Here aanvaar het, moet ons ook aanvaar. Ons kan nie voortrek en sekere mense nie wil aanvaar nie. God plays no favorites. It makes no difference who you are or where you from. If you want God and are ready to do as He says, the door is open. Die message vertaling van hierdie gedeelte. Vriende, ons sien met die rugby hoe die nasie verenig word, as die Springbokke wen. Dis fenomenaal, dis pragtig. Hoe die Here dan ook sport gebruik om die nasie te verenig. En hoe mense kan sien, dit gaan nie so sleg soos die politici dink en sê en baie mense dink en sê nie. Daar's geweldige welwillendheid onder mense. En ons sien die eenheid as die Bokke wen. En as die Bokke verloor, die saam verslaandheid ook. Maar die eenheid in Christus is sterker as die eenheid in rugby. In Christus is ons een. Die kerk van Christus moenie so gepolariseerd lyk. Die kerk van Christus moenie so gevangene wees van een kultuur of volk nie. In Christus is ons een en behoort ons ook daardie eenheid en vreugde te beleef in Christus. Dit is krities vir ons getuienis. Die boodskapvertaling sê, weet julle, ek sien nou dat God niemand voortrek nie, het Petrus geantwoord. Hy het regtig nie wit broodjies nie. Hy aanvaar almal wat respek vir hom het en wat doen wat reg is en maak nie saak uit watter volk hulle kom nie. Hy aanvaar almal. Maar sy volgelinge word ook uitgedaag om in sy voetspore te volg en almal te aanvaar. En hierdie getuienis uit te leef. Vriende, die gevaar is dat ons die evangelie gevange hou binne ons prentjies, binne ons kultuur, binne ons taal, en dat ons van God 'n stamgod maak. Dis wat die Jode gedoen het. Die Jode het van God eintlik 'n stamgod gemaak. En telkens moes die Here dit vir hulle wys. En wanneer dit gebeur het dat hulle dit gewys is, was daar toe Jesus in sy tuisdorp gepreek het, was dit baie mooi geweest tot hy vertel het van God wat hy in die heidene pad stap, toe wil hulle hom doodmaak. Toe moes hy weggaan, want hulle wil hom doodmaak. Baie mense is opstandig om die boodskap te hoor. Die gevaar is dat ons bewustelik of onbewustelik tog dink, sekere mense is beter as ander mense. Daarom het ons 'n diepgaande bekering nodig rondom hierdie saak. Daarom het ons ook nodig om soos Paulus te sê, ek besef dit nou werklik. Dalk sê ek dit met my kop, maar is ek bereid om dit regtig te leef. Dit was krities vir die getuienis van die kerk. Destyds vir die verspreiding van die evangelie. Dis net so krities vandag in ons land en vir die pad vorentoe dat die Christen in hierdie land besef, ons in Christus is een. En ons getuienis as een in Christus is krities. Dat ons ook sê, ek besef dit nou werklik. En daarom aanvaar ek ook almal, soos God almal aanvaar. Wat baie belangrik is in hierdie gedeelte. Mens sien dit 'n paar plekke in die Handelinge Evangelie. Dat die Joodse gelowiges wat uitgereik het na die mense wat nie Jood is nie, dat daai mense vir hulle nooi om by hulle tuis te kom, oor te slaap en oor te bly. En dit was vir daai mense die teken dat hulle regtig aanvaar het. En ons sien hierso dat Petrus oorgebly ook by Cornelius se mense. Ons sien dit toe Lydia tot bekering gekom het. Het jy al oorgebly by mense van 'n ander kultuurgroep of taalgroep en hulle gasvryheid ontvang waar jy nie in beheer is? Ons het in hierdie land dit dringend nodig dat Christene van verskillende kultuurgroepe by mekaar uitkom, soos ons sê, fellowship hê met mekaar. Mekaar se gasvryheid gee en ontvang.
en by mekaar tuis kom, omdat hulle by die Here tuis gekom het. Wat 'n wonderlike avontuur is dit, om te waag oor grense. En hierdie pad van Petrus en Cornelius te stap, te ontdek ons is almal uniek, maar ons is almal gelyk. God het nie witbroodjies nie. Ek het jare terug die verhaal gehoor van toe apartheid nog baie sterk was in Suid-Afrika, toe die sport organisasie, die Skaars, wat sportmanne en vroue vir Christus was, het hulle gaan sendingwerk doen by die Olympiese spele wat plaasgevind het, en toe was in Suid-Afrika nog apartheid, en toe was daar 3 studente wat daar sendingwerk gedoen het buite die stadion, en hulle probeer met iemand gesprek aanknoop oor die Here Jesus, en die persoon is toe nou aggressief in die gesprek, en hy vra vir die wit ouetjie van, waar is jy? Hy sê, South Africa. Hy vra vir die bruin ouetjie, maar from where are you? Hy sê ook South Africa, en die ou is verbaas. Hy vra vir die swart ouetjie, maar from where are you? Hy sê also South Africa, sir. En toe sê hy, okay, we can talk. Toe is hy bereid om te praat. Want hy sien, hier het die evangelie iets gedoen in mense se lewens. Wanneer mense sien dat die krag van die evangelie tussen Christene werklikheid is oor grense, raak hulle oop om te luister na die boodskap van God se liefde. Vriende, is jy bereid om te waag oor grense? En is jy bereid om saam met gelowiges, ongeag wie hulle is, saam ook te leef in ritme met God? En mense wat God aanvaar, ook ten volle te aanvaar. Die Here nooi vir jou op hierdie reis. Dis opwindend, dis grensverskuivend, dis lewensveranderend. En dit vul 'n mens met 'n diepe vreugde. Amen. Baie dankie Here dat die evangelie verrassend is. Dat die evangelie grensverskuivend is. Dat die boodskap van die Bybel, wat ons baie keer so maak om in ons prentjies in te pas, buite ons gemaksone gaan en ons uitdaag om oor grense te beweeg. Here, ons loof U vir die woord. Ons loof U vir die boodskap van Handelinge in die vroeë kerk. Ons loof U vir hierdie pragtige teks van Paulus gesê het dat alle mense in Christus wat gedoop is een, is erfgename, is deel van een geloofsfamilie. Here, help ons in Suid-Afrika, waar ons so 'n groot verskeidenheid van mense het, waar daar soveel welwillendheid is, en soveel behoefte is om ook in vrede saam te leef. Help vir ons om oor grense te waag met God se liefde. Help ons om gelowiges te ontdek oor grense. Maar help vir ons om met God se liefde oor grense uit te leef. Help vir ons in Suid-Afrika om as Christene ons eenheid te herontdek en 'n kragtige getuienis van God se liefde uit te leef. 'n Teken van transformerende hoop sal wees vir mense wat moedeloos is en wat smag na hoop. Ons bid dit in die Here Jesus se naam deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons kyk kortliks na die aankondigings, die reeks waarmee ons besig is in ritme met God. Vandag, wie leef in ritme met God? Volgende week in ritme met God tydens storms in ons lewe. Baie belangrike tema. En dan natuurlik kan jy ook 'n offergawe gee vir die Here. Die besonderhede kan jy sien as jy ook in hierdie tyd waar dit die einde van die maand was, die begin van die nuwe maand, herinner ons mekaar ook daaroor. En dan vriende, ons sê baie welkom vir Dominee Cornel Viljoen en sy gesin en familie. Hulle is besig om te verhuis en hulle sal hierdie naweek hopelik by ons aankom. En dan van volgende week af is hy by ons. En dan die 19de Oktober is hy intreepreek. En maar hy is van volgende week af is hy in die bediening saam met ons.
So mag hy en sy gesin sommer baie gelukkig en baie tuis wees by ons en maklik inpas. En dan vriende, Discipleland Kamp. Dit was heerlik om dit saam te beleef. Ek het 'n draaitjie gemaak daarso. En ons loof die Here vir kinders wat daar bedien is. En ons kan sien ook die foto's wat gewys word van die kamp. En dan die senior T met Amira Willenhagen was baie geseënd geweest. Aanvanklik het ons mense reggemaak, 160 mense, en daar was 190 op die ouend gewees, en 'n wonderlike geseënde oggend. Van die vroue kuier die 18de Oktober, dis 9:30 vir 10:00, en dis R300 per persoon. Dis 'n hele oggendgeleentheid met Roan Jos en Zanti Swanepoel. Dis kuier en dis eet en dis 'n klomp goed wat gebeur. Woon dit gerus by, dit gaan 'n wonderlike oggend wees en nooi ook mense saam. Aan die maandagmark, die einde van Oktober, ons het die maandagmark en die padkafee gekombineer en daar gaan stalletjies wees. Maar ons nooi nou mense om te kom bywoon. Nooi mense saam om saam deur die stalletjies toe kom stap en dan ook vir jou lekker eetgoed toe kom koop en net sommer lekker saam te kuier. Dis gewoonlik daai tyd van die jaar ongelooflike lekker weer in die aande, mens kan heerlik kuier en ons vertrou die Here vir 'n geseënde geleentheid. Vriende, dis aan alles wat die aankondiging betref, kom ons ontvang die seën van die Here en gaan leef met die seën en die vreugde van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus wat oor alle grense gegaan het en mag die troue liefde van God wat die Vader van ons almal is, en mag die kragtige werk en die troos en die inspirasie van die Heilige Gees vir ons dring om te waag oor alle grense en so in ritme met God te leef. Amen.